question for today is, how ready are we? What plans are we making today for that event? Are we dreaming about it? Have you got plans of what you're going to do one day in heaven? Because if it's just going and worshipping Christ, is that what you are doing today on earth? And I enjoyed the post from Lita on Thursday where she said, make your bucket list. Now, a bucket list is something that you still want to do. And my bucket list is Kukuland, the far northern regions of Namibia. I still want to do Kukuland. And I want to do Spain. Extended holiday in Spain. But that will be, I don't know when. That's my bucket list. And then she came with this question. Is going to heaven your number one on your bucket list? And mine wasn't. I was so focused on what my bucket list here on earth, it wasn't one of mine, it was definitely not my number one. So yeah, we assume that yes, it will be, but is it really? You see, Satan has got many things that keeps us on earth excited about. You've got the nation that's number one in the world in rugby, the number one team of soccer, the world boxing champion, whatever sport you think of, Satan has caught us in that net of focusing on things temporal. And we get all excited about it. When we meet up with friends, we can talk about the scores, we can talk about the team members, we can talk about all these other things. And where is our conversation? Where does it end up? We've got our businesses that we run. We've got our career that we're building. Where is our focus when it comes to the second coming of Christ? Are we so focused on what happens on earth that we don't spend much time as to the second coming? Now, the Review and Herald of August 1980, she says, Jesus desires to efface the image of the earthly from the minds of his followers and to impress upon them the image of the heavenly, that they may become one with himself, reflecting his character and showing forth the praises of him that would call them out of darkness into his marvelous light. Men can never enter heaven with their old tastes, inclinations, idols, ideas, and theories. Heaven would be no place of joy to them, for everything would be in collision with their tastes, appetites, and inclinations, and painfully opposed to their natural and cultivated traits of character. That's quite a strong message. How are our character building progressing to be fit for heaven? Inclinations, idols, ideas, and theories. We need to wake up as to what we are busy with and how we are forming our characters. Now, I'm turning to the scriptures, Matthew chapter 13. And Jesus spends this whole chapter and other places to tell us what heaven is going to be like. Matthew 13, and I'm reading from verse 24. And it says, and in
ander gelykenis, I'm reading Afrikaans, so you need to follow in your Bible. 'n ander engel het 'n ander gelykenis het hy hulle voorgehou gesê, die koninkryk van die hemel is soos. So, it's like. Koninkryk van die hemel is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het, maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. Hy is bekend met hierdie gedeelte. Waar sy werkers gesê het, maar moet ons die onkruid begin uittrek. Jesus sê nee, los. Dat hulle saam groot word, saam groei, en wanneer daar vrug gedra moet word, gaan julle die verskil sien. En dan sal ek my werkers uitstuur om al daai dan nou te versamel wat nie regte staat is, regte koring is. En ek weet nie of jy weet wat die verskil is tussen die onkruid en die koring nie. Hulle sê dat die twee plante is presies dieselfde as hulle groei. Hulle lyk identies, jy kan geen verskil tussen hulle sien nie. Maar wanneer die saad gekom het, dan staan die onkruid staan kiepreg op, maar die saad buig af. Dis hoe jy die verskil sien. Tussen die onkruid en die saad is ons op ons knieë voor die Here, of is ons trots en ons staan regop. So die hemel is soos. Dan in vers 31, vers 31, 'n ander gelykenis het hy hulle voorgehou gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaad, wat 'n man neem en in sy land saai, wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter as die groentesoorte en 'n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke. So hierdie woord wat ons saai, kan 'n klein saadjie wees wat ons saai, maar dit word 'n groot boom. Dan vers 33, 'n ander gelykenis het hulle vertel, die koninkryk van die hemele is soos, elke slag soos suurdeeg, wat 'n vrou neem en in 3 mate meel inwerk, sodat dit heeltemal ingesuur is. So weer eens, die invloed wat daar is, die klein bietjie wat jy insit, om 'n groot invloed te hê. Dan in vers 44, verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in 'n saailand, wat 'n man kry en wegsteek, en in blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het, en koop daar die saailand. So die koninkryk van die Here is 'n skat wat weggesteek is. Ons moet gaan soek, ons moet die skrifte ondersoek om daai skat in die hande te kry. Dis 'n taak vir ons om te doen. Interessant dat hy gaan weg en hy koop die land om hierdie skat te kry. Baie interessant. Hy steek dit weg en dan gaan koop hy dit. Vers 45. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n koopman wat mooi parels soek. Toe hy een baie kosbare kerk kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit. Weereens, die hemel is soos 'n kosbare parel. Iets wat ons alles voor sal gee om dit te kan kry. Vers 47. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n net wat in die see gegooi word en van elke soort bymekaar bring. En as dit vol geword het, trek hulle dit op die stand uit en gaan sit en maak die goeies in bakke bymekaar, maar gooi die slegtes weg. Jesus het self gesê, eendag wanneer hy kom, gaan hy die nasie skei, soos die herders sê, bokke en die skape skei. Dieselfde idee hier met die visse, die goeies en die slegtes word weggegooi. Die hemel is soos. Dan dit is in vers 47, dan is ons gaan na hoofstuk 18 toe. Kry ons nog so ene. Hoofstuk 18 vers 23. Waar hy sê, daarom word die koninkryk van die hemel vergelyk met
'n sekere koning wat met sy diensknegte wil afreken. Jy ken ook hierdie verhaal waar die diensknegt glad nie kon betaal nie. Die koning sê vir hom, maar hoorie, dis oké, jy hoef my nie te betaal nie. Gaan maar. En toe een van sy ander diensknegte kry wat hom 'n bietjie geld skuld, gooi die ou nie. Ons meer bekend is waar hy elke uur uitgaan en mense hier tot op die 11de uur, maar elkeen het dieselfde vergoeding. Maak nie saak of jy al lank in die kerk is, in die waarheid is, en of jy al lank al vir die Here werk, en of jy nou net begin het nie, jou loon is die ewige lewe. Daar is nie 'n groter loon as dit is, die ewige lewe nie. So weer eens, ons moet seker maak dat ons karakters gevorm is om burgers van die hemel te wees. As ons gaan na hoofstuk 22, vers 2, waar hy sê, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep en hulle wou nie kom nie. Weereens, die oproep is daar vir ons, kom na die bruilof. Die kerk is die bruid, kom na die bruilof. Maar soos ons weet, het hulle ander besighede gehad. Van hulle moes terug aan hulle eie besighede toe, ander het net gesê, ons is te besig, ons kan nie kom nie. Toe stuur hy sy diensknegte uit om te sê, wie julle ook al kry, nooi, bring na die bruilof. Is ons besig met daai werk? Is ons besig om mense te nooi en te sê, word wakker, die bruidegom is aan die kom. Dan het ons hoofstuk 23, waar Jesus die skrifgeleerdes en die fariseërs 'n bietjie oor die vinger stik. Hoofstuk 24 is waar die disippels na Jesus kom en sê, maar hoe gaan die aarde wees net voordat u kom? En Jesus verduidelik vir hulle al die tekens wat hulle gaan sien, en dan op 'n kol dan sê hulle, maar die einde is nog nie daar nie. Maar die hele hoofstuk 24 gaan dan daaroor die wederkoms. En dan, nadat hulle klaar is daarmee, is Jesus en sy disippels nog besig, maar die son het al begin ondergaan. En Jesus kon die ligte al sien brand in die vensters van die huise. En hy sien daar is 'n groep mense wat bymekaar kom, en dit lyk na 'n huweliksproses wat gaan gebeur. In hoofstuk 25 kry ons dan die gelykenis van die 10 maagde. Nou, in Christ Object Lessons, wat sê 405, die eerste paragraaf, sien ons, in many parts of the East, wedding festivities are held in the evening. Hoekom in die aand? Is net te warm deur die dag. Hierdie mense begin eers leef hier by 11 uur in die aand. So many well in the evening the bridegroom goes forth to meet his bride and bring her to his home. By torchlight the bridal party proceeds from the father's house to his own, where a feast is provided for the invited guests. In the scene upon which Christ looks, a company are awaiting the appearance of the bridal party, intending to join the procession. Nou, toe ek hierdie torchlight deel lees, dink ek, dit moet 'n verkeerde woord wees, 'n flitslig. Maar dit is nie 'n flitslig nie, dit is 'n fakkel. A torch, in the olden days, was a stick with burning a top, that's called a torchlight. It's not a battery-operated torch. Ja, so, Jesus kyk toe nou op hierdie sien voor hom, en toe begin hy te leer oor die 10 maagde. So as ons dan daar in vers
vers 1 van hoofstuk 25 lees, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. So Jesus kyk na hierdie gebeurtenis voor hom en hy gebruik dit om vir hulle weer te vertel hoe die hemel gaan wees. So hy praat van 10 maagde wat hulle lampe geneem het en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. Net die volgende skryfie kan kry. Lingering near the bride's house are 10 young women robed in white. Each carries a lighted lamp and a small flagon of oil, of a flask of oil. All are anxiously waiting for the appearance of the bridegroom. But there is a delay. Maar hier gaan ek net so 'n bietjie stop en laat ons net in die verhaal inkom en ons verbeelding 'n bietjie laat weghardloop. Ons het 10 maagde hier wat saam wag. Hulle moes vriende gewees het, hulle moes mekaar geken het. Hulle moes vriende van die bruid en die bruidegom of een van hulle gewees het. So terwyl hulle hier staan en wag, wat dink jy was die geselskap gewees? Wat het hulle met mekaar gedeel? Enige voorstelle? Kon hulle dalk gesê het, joh, sy het met haar stert in die botter geval. Kon hulle gesê het, joh, daai man is daarom bevoorreg om met so 'n knap vrou te trou. Weet, wat kon hulle nog gesê het? Wat kon hulle gesprek gewees het rondom hierdie fees waar hulle nou uitgesien het? Hoe gaan die onthaal wees? Hoe is mooi is dit opgemaak, né? Gaan die huis oukei wees vir haar? Die gesprekke wat rondom dit gaan, ons moet 'n bietjie ons inleef in hierdie gebeurtenis, dat ons kan verstaan, wat gaan aan hier? Wat kon hulle nog gesê het? Ja. Gaan sy hou van die huis, jy weet? Gaan dit werk? Ja, so ons moet nie net lees en sê ja, ons gaan verby nie. Dink 'n bietjie oor wat gebeur hier. But there's a delay. Hour after hour passes. The watchers becomes weary and fall asleep. So hulle het gestry teen die slaap, die ooglede het swaar geraak en uiteindelik het hulle die stryd gewonne gegee en hulle begin slaap. At midnight the cry is heard, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. The sleepers suddenly awaking, spring to their feet. They see the procession moving on, bright with torches and glad with music. They hear the voice of the bridegroom and the voice of the bride. The 10 maidens seize their lamps and begin to trim them in haste to go forth. Ek wil hê jy moet let, tot op hierdie stadium is daar geen onderskeid tussen hierdie 10 maagde nie. Hulle is almal daar, hulle sien uit na die bruidegom se koms. Hulle gesels met mekaar, hulle is opgewonde. Hulle raak aan die slaap saam. Hulle word saam wakker. Hulle doen alles saam. Tot en met daai stadium kan jy nie sê watter een van hulle is 'n wyse of 'n dwaase maagd nie. Nou ook die feit dat hulle maagde is, sê dat hulle rein is. Hulle is untouched. Daar is niks slegs in hulle nie. Hulle is rein, onbevlek. Maar hoekom sou hulle aan die slaap geraak het? Miskien was hulle moeg, maar ek meen daar was soveel opwinding. Hoekom sou hulle dan nou aan die slaap geraak het as hulle dan nou soveel kon uitsien as 'n onthaal, as al hierdie lekker goedjies? Laat in die nag, middernag, nee. They all made effort to keep awake, but they ceased to speak often to each other.
Hulle het almal in die slaap geraak. Maar hoekom? Hulle het opgehou om met mekaar te gesels. En dit is vir my 'n juweel wat ek ontdek het, is dit nie die gevaar wat ons het nie. Dat ons ophou met mekaar gesels oor die wederkoms. Dat ons ophou met mekaar te gesels na waarna ons uitsien wanneer ons eendag in die hemel gaan wees. Hulle het opgehou met mekaar gesels. Hulle het mekaar nie wakker gehou nie. En dit vir my is ons groot gevaar, dat ons dit nie met mekaar kan doen nie. Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. It was unexpected. En ons staan 'n gevaar dat ons dalk kan aan die slaap raak. So in vers 2 van hoofstuk 25 sê dit, en 5 van hulle was verstandig en 5 was dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie, maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. Terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al die maagde op en maak hulle lampe gereed. So, tot en met daai stadium was daar geen onderskeid tussen hulle, tot waar hulle begin lampe gereed maak. Kan ek net die volgende skrifgie kry? Daai is 'n lampie wat hulle sou gebruik het. So, jy het die lamp self. Dis ook nie, werk ook nie daar nie. Jy het die lamp self, wat die woord van die Here voorstel, Psalm 115, U woord, lamp vir my voet en 'n lig op my pad. So dit stel die Bybel voor. Dan het ons die olie binne, en ons het die put aan die voorkant, we've got the wick in the front. Nou, afhangende van hoe ver daai put uitgetrek is, hoe verder uitgetrek is, hoe helderder is die lig. Jy het meer lig as hy uitgetrek is, en as hy kort is, het jy min lig. Die put, the wick, brand ook nie sommer uit nie. Hy trek olie in, en is die olie gedeelte wat brand. Nou die put brand ook weg, maar baie stadig, want hy die olie eintlik wat brand. Maar sodra daar nie meer olie is nie, dan brand hy net uit. Soos weet jy, maar 'n droë tou sou brand, wat vinnig uitbrand. Maar terwyl daar olie is, sal hy die olie brand en die put self sal nie vinnig uitbrand nie. So nou kom hulle, en hulle het nodig om olie in hulle lampe te sit, want as daar nie olie is nie, gaan daai liggie doodgaan, want die put gaan net doodbrand. Ek kon nie regtig 'n beeld kry van wat dit was wat hulle saamgedra het nie, maar dis die naaste wat ek kon kry, die houer wat hulle dan die ekstra olie sou ingedra het saam met hulle. As Christ sat looking upon the party that waited for the bridegroom, he told his disciples the story of the 10 virgins, by their experience illustrating the experience of the church that shall live just before his second coming. Dis ons. Hierdie is vir ons gelaat vir net voor die wederkoms. En dis my titel skrikwakker. Waar is ons met ons voorbereiding? Gaan ons aan die slaap gevind word? Of gaan ons met mekaar bly gesels? This parable has been and will be fulfilled to the very letter. So dis vir ons belangrik om hierdie gelykenis uit mekaar te trek, pull it apart to see exactly what it is, to the very letter. For it has a special application for this time, and like the third angel's message, has been fulfilled and will continue to be present truth
till the close of time. Baie belangrik. In the parable, the 10 virgins had lamps, but only 5 of them had the saving oil with which to keep the lamps burning. This represents the condition of the church. The wise and the foolish have their Bibles, the lamp, and are provided with all the means of grace. But many do not appreciate the fact that they must have the heavenly unction. They do not heed the invitation, "Come unto me, all ye that are." All ye that are? Wonderful, you're still with me. Okay. And I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, my burden is light. Now, yeah. Going on to this class represented by the foolish virgins are not hypocrites. They are not hypocrites. They have a regard for the truth. They have advocated the truth. They are attracted to those who believe the truth. But they've not yielded themselves to the Holy Spirit's working. They have not fallen upon the rock, Christ Jesus, and permitted their old nature to be broken up. Hier is 'n moeilike saak. Hier is 'n moeilike saak. Want as jy na Christus toe kom en sê, verander my, hoe ook al, dis nie 'n proses wat oornag gebeur nie. Karakter verander nie oornag nie. Character doesn't change overnight. It's a process. So this falling on the rock is a daily process. If you battle with temper, if you battle with covetousness, if you battle with kleptomania, whatever it is your battle is, it's a daily battle, a daily request to Christ to fall on Him, fall on the rock, permitting their old nature to be broken up. This is the class that in time of peril are found crying, peace and safety. They lull their hearts into security and dream not of danger. When startled from the lethargy, they discern their destitution and entreat others to supply their lack. But in spiritual things, no man can make up another's deficiency. So toe hulle vir die ander maagde sê, gee vir ons van julle olie asseblief. Hulle kon nie daai olie gee nie. Hulle is aangesê om te gaan kry vir julle olie op 'n ander plek. Character is not transferable. Dit is wat die olie voorstel, is karakter. Daai potjie olie wat jy saamdra, dis extra karakter. No man can believe for another. No man can receive the Spirit for another. No man can impart to another the character which is the fruit of the Spirit's working. Ons moet hierdie ding baie ernstig opneem. Baie keer dan volg ons mense, groot predikante, sterk sprekers, goeie boodskappe, maar dis nie wat ons ontdek het nie. We have not made that discovery. We are feeding off somebody else's discovery. We are feeding off somebody else's character. But we have not developed that character. En ons moet baie versigtig wees dat ons seker maak van waar ons staan. Want tot en met daai
wekroep kom, hier kom die bruidegom, en daai bruidegom is die wederkoms. Tot en met daai stadium is daar geen verskil tussen die wys en die onwys maagde nie. Daar's geen verskil nie, hulle is nie hipokrits nie, hulle verkondig die woord, hulle is daar wanneer daar uitgereik word, hulle is daar. Daar's net iets fout met die karakter. Daar's iets in dit, en dis waar ek vanoggend begin het om te sê, wat hou jy op hierdie aarde besig? Wat vorm jou karakter? It is in a crisis that character is revealed. When the earnest voice proclaimed at midnight, "Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him." And the sleeping virgins were aroused from their slumber. It was seen who had made preparation for the event. Both parties were taken unawares, but one was prepared for the emergency and the other was found without. Wanneer Jesus vir ons sê, draai die ander wang, of wanneer hy sê, gee ook jou ander kleed, of wanneer hy sê, stap die ander myl, dis daai ekstra olie waarvan ons praat. Daai karakter wat jy bou, wat menslievend is, wat jy uit jou pad uit sal gaan om mense te help. We don't have that character where we go out of our way to help other people, turning the other cheek, walking the extra mile. That's the character traits we are talking about. So now a sudden and unlooked for calamity, something that brings the soul face to face with death. Ons moet besef dat wanneer daai oproep kom, hier kom die bruid, tweede koms, en ons skrik wakker, is dit te laat. Face to face with death, want as ons nie reg is nie, is dit die ewige dood. Will show whether there is any real faith in the promises of God. It will show whether the soul is sustained by grace. The great final test comes at the close of human probation, when it will be too late for the soul's needs to be supplied. Vandag as julle my stem hoor, verhard nie julle harte nie. Vandag is die dag wanneer ons die besluite moet maak, wat ons oë, ons lewens in oënskou moet neem, wanneer ons moet gaan stil sit en kyk, waar is ek? Wat is in my bucket list? Waarna sien ek uit, as ek eendag in die hemel kom? Ek weet vir 'n feit, dit staan in die Bybel, ons gaan wingerde plant, wat geen ander mens van gaan eet nie. Maar ek het nog nie 'n wingerd geplant nie. Weet ek wat dit kos om 'n wingerd te plant? Om 'n wingerd op te pas, op te lei, te versorg. Dis ons werk in die hemel. Is ek besig om dit nou al aan te leer? Gees van profesie sê vir ons, die huise wat ons gaan bou op die nuwe aarde, gaan nie van baksteen wees nie. Soos wat ons bome oplei, gaan ons hulle lei dat hulle vir ons beskutting gee. Landbougoed, sien julle uit daarna? Verstaan julle wat op julle bucketlist moet wees? So my oproep vandag is, skrik wakker. Dat ons mekaar begin aanmoedig, dat ons nie sal bang wees, as iemand na ons kom en sê, hoorie, jou humeur is 'n bietjie kort nie. Dat ons nie sal kwaad raak vir mekaar, as ons mekaar reg help en sê, hoorie, maar hier is iets wat jy dalk moet aan aandag gee nie. Maar dat ons met vrymoedigheid met mekaar sal kan bly praat, sodat ons nie aan die slaap gevang word nie. Amen.